So ek is vandag hier in die Naboomspruit area. Ek is by 'n beesboer. Nou kry ek 'n Valtra S374 hierso, nê. Nee. Nou, wat soek so 'n groot trekker op 'n beesboer se plaas? Ons vind 'n bietjie uit. Jaco gaan my meer vertel. Hoekom? Hoe die ouetjie hom behandel? En is Valtra actually iets waarna jy kan kyk? Jaco, hoe lyk dit? Goed in YouTube. Nee, doodstil, rustig. Okay, so, jy's 'n beesboer, nee. Nou, wat kostaan maak jy nou met so groot trekker op 'n beesboerdery? Weet jy, YouTube was dood toevallig. Ek het 'n Kelvoer kerwer gehad wat basies 11 maande van die jaar staan in die stoor. En nou gebruik jy hom vir die maand om Kelvoer te sny. En toe het ek so ver gegaan by hom woon hulle uitgekom, begin kyk na die Valtra. Met die camperkop agterop en op die ou end. Jy maar daai klein stuurwieletjie om kan hardloop. Die klein stuurwiel wat jy mos net omswaai jou kontrol soos aan die ander kant. Ja. En toe het ek besluit op hom. Ek het aanvanklik het ek gevra vir 'n nuwe trekker en toe sê hy nee, dit gaan 'n tydjie vat. Maar hy het 'n tweedehandse een daar met amper 3000 ure op en ek kan hom so lank gebruik. En ja, so het dit gekom dat ek toe nie 'n nuwe trekker gekoop het nie. Ek het steeds met hierdie een en ek dink ek gaan doodgaan met hom. Dis sê nee, los hom sommer net hier. Los hom sommer net hier. En ek dink vir ons wat die werk wat die trekker doen en die goed op die plaas, kan ek vir jou sê ek is baie tevrede, veral met hulle diens. Ek wil hulle is aan Parys, ons is aan Naboomspruit. Dis 'n telefoonoproep. Die manne is hier, hulle diens is uitstekend en ek is baie tevrede met my trekker. Want kyk, en ek meen jy het 'n inline bokkie ripper wat jy agter hom sleep en dan nou hierdie Buffalo Tyson. En soos jy sê, as by tye wat hy nou actually hierdie ding ook sy gat 'n bietjie vastrek. Maar in terme van die werking van die trekker, sy krag, hoe hy goed op die grond neersit, want ek sien hy het ook die dubbelwiele op hom is. Nee, glad nie. Ek wil is ongelooflik met hierdie enkel wiele. Wat sit op die grond? Ek wil nou nie praat nie. Ek wil in my omgewing is daar baie manne met groot trekkers met dubbelwiele. En hierdie trekker staan vir nie een van hulle terug nie. Ek wil die boere al hier kom stop en vra wat se kilowatt hy ripper wat jy trek. Nee, maar die enkel wiele, ek dink nie daar sy kilowatt wat hy moet neersit, sit hy neer. So, jy het nou letterlik, dis nou jou Kelvoer kerwer wat nou daar so staan, nee. Want hoe regverdig, dis nou my vraag, hoe regverdig jy actually daai kapitale uitleg op 'n beesboerdery? Soop, ek dink wat die groot ding hier is, omdat ek moet ontbos en gras plant, rip, my weidingsrip, het ek kilowatts nodig. En soos ek jou sê, ek het die regte implemente vir hom gaan kry, wat vir hom fisies regverdig vir die werk wat hy moet doen, en dan so op die ouend van die dag kom sny hy die Kelvoer. Wat jy vir my wil sê is jy is nie regtig 'n beesboer nie, jy is meer van 'n grasboer, as ek die storie opsom. Gras, hier by ons gaan alles oor gras, ja. Dis van weidingsrip, veldbestuur. Sê as jy gras het, kan jy beeste hê. Wat sê jy vir ouens sê wat ek net luister hier, ons is nog geen geheim dat boerdery wêreldwyd, maar veral in Suid-Afrika op 'n baie uitdagende plek is nie, nê. Maar jy weet, jy's nou 'n beesboer en jy het jou plaas, nê. Ons almal weet grond is ongelooflik duur. Hoe moet hulle dink rondom die hele beesboer opset, net om 'n bietjie 'n ander dinamika na die party te bring? Ek dink in vandag se tyd sê jou grond se draagkrag is dit en dan besef jy te veel beeste en dan besluit jy ek gaan nog 'n stuk grond bykoop wat ook nie vandag die fisiese oplossing is nie, want in Suid-Afrika is daar min grond wat opgepas is vir beesboerdery, om te sê vir grasboerdery. En ek het die besluit gemaak om dit wat ek wil doen, om verbetering te wil doen ek in die grond met my trekker, met my implemente. Daar's 'n koste daaraan, maar jy kry dit eventually terug. Ek neem aan dit is 'n langtermyn hoe kan ek sê investment, maar hoe voel jy, want die waar jy is, ek is seker daarvan dat Roland mielies sal lekker groei hierso. Baie. Nee, die ouens om my plant Roland mielies, hulle plant groenmoentjies, hulle plant sonneblom. Ja, my direkte bure is almal saaiboere. So jy is nou net jy haal amper dieselfde uit die grond uit
net op 'n ander manier op die einde van die dag? Ja, ek sal nie sê die helfte nie, ek dink die risiko is meer by hulle kant met die droogtes, pryskommuniteite en daai goed saam ons in die beeste is, ek wil nie gaan beeste verkoop omdat hier 'n droogte is nie. Ja, Ek wil my gras met my tipe bewerking wat ek doen, met die kamp bestuur, beweidingstelsel, wil ek ook met my normale en ondernormale reën, wil ek ook sukses hê in my gras. So dit is basies grasbestuur. so grasbestuur en jy kan jou risiko's verskans jy eintlik, kom ons stel dit so, as daar moeilike tye kom, gaan jy verder gaan as die As jou ou lansie. wat net normaal beesboer, Ja, maar jy gaan ook verder as die ou wat net saai. Is ek reg as ek dit sê? ek sal nie sê verder gaan as die ou wat saai nie, is twee verskillende boerderye. Ja. So Maar ek kom kan ons sê die poppel slaan die kant aan daai kant en hy slaat hom aan hierdie kant. kant, ja, sal ek, Behoort jy langer bene te hê As om wat weer ek- by die volgende goeie tye uit te kom Dis reg. as wat die ander ou het. Ja. Maar en sê vir my ook die ander ding ook wat jy nou so kon doen is, ek meen die ure wat jy op die trekker sit is seker ook nie soveel soos wat 'n tradisionele saaiboer sal gaan doen nie, so dit help jou ook, jy kon actually 'n tweedehandse een koop. En op daai vraag, ek neem aan hy het jou nog nie issues gegee nie, want anders as hy gesê het bring jy nuwe een. Nuwe ene, ja. Kyk, aanvanklik was dit om 'n nuwe ene te koop en toe gewoon hulle gesê daar is nie wat nou inkom nie. Toe die trekker op die plaas geland en met hulle diens en die tevrede, ek is tevrede met my trekker. Ek glo nie ek gaan hom in my lewe klaar werk nie. So as jy 'n kuilvoer kerwer het wat net daar rond staan, nê, raak van hom ontslae, kry vir jou 'n Waltra. Okay, so dis nie te sê as jy beeste boer, jy hoef nie met groot trekkers te boer nie. Kom met hulle in kontak, linkie bo of hier onder. En luister, daai ding het 'n klein huisie vol party tricks aan hom, nê. Hy kan ook net mooi daar by jou boerdery inpas. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.